Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Weerberg van die Kruis Triomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons ewige koning. En werklik God. Hoekom sê ek werklik God? Omdat hy werklik God is. Voor ek sê wat op my hart is, wil ek net sê, ek hoop ek vind u in gesondheid, in liggaam, siel en gees. Ek het 'n vriend wat beroerteaanval gehad het. Hy drink sy pille en sy goed, maar het gaan baie swaar met hom. So ek vra dat u wat na my luister asseblief sal ernstig intree. Sy naam is David Hatting. En vra dat die Here se wil geskied in sy lewe. En asseblief mense, ons is nie word of faith wat sê ek spreek lewe nie. Nee, ons gaan na die Here toe en ons vra vir die Here om sy wil te laat geskied in David Hatting se lewe. Die man is 'n kind van die Here. Hy is op pad hemel toe. Hy is op pad na die God wat hom gered het. As die Here wil hy moet nog 'n bietjie langer op hierdie aarde wees, al is dit net ter wille van my as 'n vriend, dan is dit goed. Maar as die Here hom wil huis toe vat, hy is ook nou al sy lewe vol gelei en baie gedoen vir die Here. En ek sal bly wees as u vir hom sal bid, u wat na hierdie opname luister. Ek gaan dit op die ander platforms ook sit. Ek meen, toe ek 'n hartaanval gekry het ek almal van julle gevra om vir my te bid, en daar was 'n geweldige reaksie. En ek sit vandag voor hierdie mikrofoon en ek praat met u so gesond soos ek kan wees onder die omstandighede. Dankbaar dat ek nog 'n geleentheid het om hierdie dierbare evangelie van my God te verkondig. En hoekom sê ek my God? Die Word of 5 ouens praat van hulle is gode en hulle praat van God kan niks in hierdie wêreld doen as hy nie eers hulle toestemming vra nie. Wat 'n arrogansie. Maar gaan lees Openbaring, want ek het vir u hoeveel keer al gesê, ons moet hom ken as Jesus van Nasaret, ons moet hom ken as Jesus die gekruisigde, maar dit is belangrik dat ons hom ook leer ken in die krag van sy opstanding. En dis waaroor ons Openbaring doen. Dis hoekom ons al, ek dink hierdie is ons 42ste uitgawe van Openbaring en ons is nou by hoofstuk 14. Dis hoekom ons daarna kyk. Ons is nie daar nie, ons gaan nie daar wees nie. Ons gaan weg met die wegraping, ongeag wat ook al gesê word. Iemand sê vandag vir my, hoe kan jy, nie vandag nie, so ruk terug vir my, hoe kan jy in die wegraping glo voor die verdrukking? Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, het dit nie geglo nie. Nou, Spurgeon was 'n Calvinist, was 'n Calvinistiese Baptist. Natuurlik sou hy nie dan geglo het nie. Hy het geglo wat Calvin gesê het en Luther gesê het. Hy was 'n fantastiese prediker ten opsigte van die reddende boodskap van die krag van die evangelie. Maar net omdat hy en enige iemand anderste nie in die wegraping glo nie, het geen gesag nie. Die enigste gesag wat ons het, is die Bybel. En daaroor kom ek en ek sê, hierdie ouens, wat sê hulle self gode, en sê hulle, God moet hulle toestemming vra, en al daai dinge, het nog hierdie boek Openbaring gelees nie. En dis hoekom hulle die boek Openbaring afskryf, en herinterpreteer, en vals weergee, want hulle wil nie erken, dat die knie voor, die Jesus voor wie hulle die knie buig, 'n valse Jesus en 'n valse God is nie. Want so waar as toe Johannes omdraai en hy kyk na die man wat met hom gepraat het, toe val hy soos 'n dooie voor hulle neer. Nee, maar hierdie ouens sê, hallo Jesus, en dan sê Jesus, hallo Jesse, uiterste godlasterlik. En dis hoekom ek so baie keer al gesê het, kom ons neem ons wedergeboorte ernstig op. Jy is nie wedergebore
net omdat God 'n paar goetjies wil hê nie. Jy is nie wedergebore, omdat God iemand wil gehad het om mee te gesels nie. J.C. Duplantis sê, God created Christ, so that he can have a lot of other Christs. God lasterlik, vals, sy man hom nie waaragtig bekeer nie. Is daar 'n spesiale plek vir hom in die hel. Jy's nie wedergebore. And God didn't create Christ. Christ create all things. For him, through him, to him. Jy's nie weergebore, net om 'n lekker tyd op aarde te hê nie. Jy's nie wedergebore, omdat jy hemel toe wil gaan nie. Jy is wedergebore, omdat jou God afgekom het aarde toe, en gesterf het aan 'n kruis van Golgotha. En die mag van sonde gebreek het, die mag van Satan gebreek het, die mag van die dood gebreek het. Sodat jy kan lewe. Mense, jammer dat ek nou hierdie dinge so pertinent sê, maar ek is besig om 'n verhandeling te skryf oor die Word of Faith bediening. En ek gaan vir julle sê, dit wat ek nou al navorsing gedoen het en gekyk het, dit is verskriklik. Hoe hierdie mense, my God, die een wat vir my gesterf het, sy naam deur die modder sleep, met die leuns en die minagting wat hulle vir God het. Maar kom ons bid, dat ons net in die vloei van ons boodskap gaan kom vandag. Vader, ons sê vir U dankie. Ons sê vir U dankie dat ons vanoggend kon opstaan. Ons sê vir U dankie vir die voeltjies wat fluit. Ons sê vir U dankie vir die koppie koffie wat ek kan drink vanoggend. Ons sê vir U dankie vir die klere wat ons aan het. Want daar is soveel mense in hierdie wêreld wat nie 'n koppie koffie kan drink vanoggend nie. Wat nie voeltjies hoor sing nie. Omdat hulle iewers in 'n hospitaalbed lê. Iewers te afgesonder is. Iewers in 'n tronksel is. En ons sê vir U dankie daarvoor, maar voor ons afsluit wil ons net vra, Here, steek U hand uit. Raak vir Dawid Hatting aan. Rig hom op, maak hom gesond. Laat U wil in die situasie geniet. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Openbaring hoofstuk 14. Nou hoofstuk 14 beantwoord twee belangrike vrae wat deur hoofstuk 13 geopper word. Eerstens, die dier van hoofstuk 13 was angswekkend en onsagwekkend. Hy kan selfs oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin. Is hy volkome oorwinnaar oor al God se mense? Die tweede vraag het te doen met hierdie sataniese diktator self. Wat gebeur met die dier en sy volgelinge? Kom ons lees vers 1 tot 3. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Die 144.000 is beslis nie deur die dier verslaan nie. Hier is hulle triomfantlik, aanbid en staan hulle vas saam met Jesus. Waarom is hulle op die berg Sion versamel? Sion is die plek waar die Messias sy verlossers versamel en oor die aarde heers. Ek gaan lees Psalm 48, Jesaja 24 vers 23, Joel 2 vers 32, Obadja 17 vers 21 en Micha 4 vers 1 en vers 7. Sommige kommentators sien dit as die hemelse Sion, waarvan in Galasiërs 4 vers 6 gepraat word, en die 144.000 as slagoffers van die dier. Maar hoekom? Wat bewys dit? Die 144.000
1000 is soos die Hebreërs wat die vuuroond in Daniël 3 vers 19 tot 25 oorleef het. Hulle is bewyse van God se vermoë om sy volk te bewaar. Die volgelinge van Satan en die dier mag dalk 'n merk op hulle hand of voorkop hê, maar dis net 'n kopie van die idee agter die identifiseerbare merk op die voorkoppe van elkeen van die 144.000. Hulle behoort aan die Vader. Ek wil net vir u sê, is dit nie wonderlik nie? Ons gaan ook hierdie 144.000 ontmoet. Hulle behoort aan die Vader, maar ons behoort ook aan die Vader. Jy behoort ook aan die Vader. Die stem soos die stem van baie waters en so die stem van harde donderweer is die stem van God. So Openbaring 1 vers 15 en 4 vers 5. Miskien is dit God wat sy goedkeuring van hierdie 144.000 getroue diensknegte verkondig in die gees van Matteus 25 vers 21. Welgedaan, goeie en getroue dienskneg. Ons word vertel dat die ouderlinge van Openbaring 5 vers 8 sieters het. Miskien is dit waar hulle musiek gehoor word, om die aanbiddende sang van die 144.000 te begelei, terwyl hulle 'n nuwe lied sing, eie aan hulle. Dis vreemd om in ag te neem dat die 144.000 blykbaar hulle voete stewig op die berg Sion geplant het, tog lei hulle lof hulle in die teenwoordigheid van God. In ons lofprysing en aanbidding kan ons werklik onsself vervoer en in hemelse plekke gehoor word. Nou dis nie visualisering nie. Ons hoor soveel keer dat mense sê, jammer om dit te sê, is veral vrouens, as jy 'n bietjie hartseer is, gaan sit net op Jesus se skoot, gaan sien net 'n visie van hoe jy op Jesus se skoot sit. Ek wil sommer reguit sê en blaatant sê, dis nie waar nie. Visualisering is okkulties, satanis. Visualisering is wanneer jy in daai visie gaan sit en jy drink daai visie al hoe harder en hy word al hoe duideliker en duideliker en jy glo op 'n stadium gaan daai visie absoluut manifesteer en jy gaan dit wat jy gevisualiseer het regtig letterlik ervaar. Is net nie so nie. Dis okkulties en die okkulte mag dit dalk reg kry, maar ek en jy doen dit nie. Ja, ons het 'n visie van Jesus wat die Bybel vir ons gee. Ons het 'n verbeelding wat ons kan sit en gaan sien. Ons kan sien in ons verbeelding hoe kniel ons voor die Here en ons aanbid hom. Ons het 'n beeld in ons gedagtes wat vir ons kan sê hoe ons opgaan na die hemel en God al die aanbidding bring deur ons lofprysing en ons aanbidding. Terwyl ons op aarde is, ons kan dit sien, maar ons visualiseer dit nie. Ons druk dit nie tot op 'n punt waar dit moet oopbars en ons glo dat ons dit dan fisies gaan ervaar nie. En soos hulle aanbidding in hemelse plekke gehoor word, word jou aanbidding ook op hemelse plekke gehoor. Iemand sê nou die dag ons sing daai liedjie, nader my God by u, o nader my God by u. Hoeveel nader wil jy aan God kom? As die feit dat hy binne in jou bly. Nou mag ek miskien vir u iets sê. Hierdie ouens se aanbidding bereik die hemel. Ek het nie nodig om deur die plafon te bid nie. Baie mense sê ja, ek bid en dit voel vir my asof my gebede nie verder as die plafon gaan nie. Hoekom moet dit plafon toe gaan? As hy wat die gebede na die troonsaal toe dra, binne in jou woon. Ek gaan dit weer 'n keer vra. En u het al agterkom, ek is 'n radikale prediker. Ek preek wat ek voel, die Heilige Gees vir my sê. Maak nie saak waar jy is nie. Jy bid nie hemel toe nie. Jy praat met God en die Heilige Gees in jou vat daai gebede na God toe en na Jesus toe, want hulle is in die hemel. Dis my kontak. That is my royal telephone to glory. Dis die Heilige Gees. En hy's nooit beset nie. Elke oomblik
van die dag kan ek met my Vader praat, deur die krag van die Heilige Gees. En dis waarvoor die Here baie keer, en nie vir almal nie, maar baie keer vir mense 'n persoonlike vreemde gebedstaal gee. Die Heilige Gees wat praat, die verborgenhede van God. Vers 4 en 5 van Openbaring 14. Dis hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dis hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dis hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Baie beskou die maagdelikheid van die 144.000 as simbolies van algemene reinheid. 2 Korintiërs 11 vers 2 sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar Paulus het celibaat in benoude tye aanbeveel, 1 Korintiërs 7, 25 tot 35. En Jesus het gepraat van ellende oor diegene met kinders en gesinne in daardie dag. Matteus 24, 19 tot 21. Maar weer die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dag, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar groot verdrukking wees soos die daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Dit is nie moeilik om te sien dat God spesiaal 144.000 na 'n letterlike celibasie sou roep terwille van die koninkryk gedurende hierdie tydperk. Beteken maagde dat al die 144.000 vroue is? Geensins. Parthenos, dit is die Griekse woord, kan op mans sowel as vroue toegepas word. Die 144.000 is die begin van 'n groter oes. Dis 'n eersteling, hulle is die goddelike kern van Israel, wat die teken van die verlossing van die nasies is. Omdat hulle beskryf word as 'n eersteling, het baie gedink dat hulle self instrumenteel sal wees in God se plan om 'n groot oes tydens die Openbaring in te bring. Openbaring 7 vers 9 beskryf 'n ontelbare geselskap wat uit die groot verdrukking gered is. En hierdie 144.000 wat as eersteling beskryf word, is moontlik gebruik om die evangelie te verkondig aan diegene wat in hierdie tydperk gered is. Dit is duidelik dat hulle gelowiges in Jesus is, anders sou hulle nie by die lam staan nie. Die lam volg waar hy ook al gaan nie, soos 'n hoe sê mens in Engels, bodyguards. En nie sonder skuld vir die troon van God kon wees nie. Elkeen van hierdie groot menigte wat gedurende die verdrukking gered is, sal op presies dieselfde manier gered word as enige iemand vandag uit genade, deur 'n persoonlike geloof in Jesus Christus tot redding. Al beëindig die wegraping van die kerk God se handelinge met die kerk as sodanig op aarde, verander dit beslis nie die manier waarop mense tot redding kom of deel word van die groter familie van God, wat al die verlossers insluit, voor en na die kerk. Kom ons doen nog vers 6 tot 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou dink nou net skielik aan iets. Ek het nou die dag na Christelike film gekyk wat baie mooi was, maar binne in hierdie film gebruik hulle iets wat dit laat my bloed kook, want wanneer ek dit werklik hoor. The man upstairs, he is in control. Die man daarbo, hy is in beheer. Ek wil vir u sê, God kan in hierdie aarde doen net wat hy wil. Hy is die een wat die aarde en die see hanteer en die waterfonteine, maar hoekom interfereer hy nie in 'n groot deel van hierdie wêreld nie? Weet jy hoekom? Hy het hierdie wêreld, hierdie aarde het hy perfek gemaak. Satan het sonde in hierdie wêreld laat inkom, dood in hierdie wêreld laat inkom, ellende in hierdie wêreld laat inkom, chaos in hierdie wêreld laat inkom. En dit is nie
God se skuld dat daar aardbewings is nie. Dis nie God se skuld dat daar wateroorstromings is nie. Dis nie God se skuld dat daar droogte is nie. In die Ou Testament sien ons dat God kan aardbewings en droogte gebruik om met sy volk Israel te deel. Maar dis nie hy wat dit veroorsaak nie, dis hy wat dit net gebruik, dit gebeur maar net. Maar laat ek vir julle sê, julle mense wat nou sê, hoekom tree God nie op nie? Hoekom help God nie? Hoekom keer God nie? Hoekom vat hy nie hierdie chaos weg nie? Hy gaan dit doen in die 1000 jaar van vrede. Ons gaan in die 1000 jaar van vrede in die droogte, aardbewings, verspiewende berge en daai goeders hê nie, want hulle gaan almal onder beheer wees van 'n goddelike regering. Maar op die oomblik is hierdie wêreld, die Bybel sê die wêreldstelsel behoort aan Satan. En as jy nou dink dat dit wat op hierdie aarde gebeur, erg is, en dit gebeur as gevolg van sonde, dit gebeur as gevolg van demoniese inmenging, dit gebeur maar net omdat dit die aarde is en die aarde sy einde nader. Gaan kyk wat gaan gebeur in die groot verdrukking wanneer God dit gaan doen. Jy dink die aardbewingkies wat ons nou sien, 8, 9 op die Richter skaal, is geweldig. Gaan deur die groot verdrukking en wat gaan God dit doen? Dan gaan 'n aardbewing wees wat die berge gaan verskuif, wat die aarde se aangesig gaan laat verander, wat dwars oor die wêreld gevoel gaan word. Het ons al so 'n aardbewing gehad? Nee, want sonde kan dit nie bereik nie. Maar wanneer God sy kerk uit hierdie wêreld uit wegneem, nou maak dit nie saak of dit voor die 7 jaar is of in die middel van die 7 jaar, ek gaan nie nou daaroor praat met julle wat met my verskil nie. Maar wanneer God begin met sy wraak op hierdie wêreld, dis hoekom dit nie 1000 jaar gaan wees van wraak nie, maar net 7 jaar, waarvan die ergste die laaste 3,5 jaar is. Baie mense sê, dis die verdrukking en dan die groot verdrukking is die laaste 3,5 jaar, die verdrukking in al sy aspekte is 7 jaar lank, die groot verdrukking. Maar ek wil sê, en ek is ergens daarop, as jy nie die Here Jesus Christus in jou lewe aanvaar het nie, gaan jy deur hel gaan, voor jy hel toe gaan. Ek is ernstig as ek vandag vir jou sê, neem jou wedergeboorte ernstig op. Daar's 'n God in die hemel wat vir jou bid, daar's 'n God op die aarde wat vir jou bid, wat jou help om te bid. Asseblief, jy wat nog 'n lou Christen is, jy wat nog vashou aan die leerstellings van Benny Hinn, Kenneth Copeland en die nuwe apostoliese reformatie en al hierdie nonsens. Ek wil eintlik uitroep en sê, word wakker, word wakker, word wakker. Die tyd is naby. Dis nie belangrik om te weet wanneer is die wegraping nie. Dis belangrik om te weet, is jy reg vir die wegraping? Is jy reg om jou God te ontmoet? Ek is volgende in 'n baie ernstige by, want ek dink aan my vriend David Hatting, wat siek is. Sy saak met die Here is reg. Hy mag dalk gaan voor die wegraping. Is jou saak met die Here reg? Ek gaan nog 'n gedeeltjie van hierdie vers lees. Vrees God en gee hom heerlikheid. Hoeveel van ons vrees God? Ons praat maar sommer sulke, ons maak grappies, hemelse grappies. Ons sê, en toe die ou by die Parelpoort kom, toe sê Petrus vir hom, en die en daai, ons maak grappe oor die hemel. Ons maak grappe oor heilige omstandighede. Ons is besig met sinnelose, en ek hoor dit als op die Facebook, sien ek goeders wat ek net verby blaai, maar mense hou hulle besig met sinnelose grappies en gesegdes en dan aan die ander kant is ons so besig om ons huisgesin te beheer en dat ons daar dinge doen wat hulle sê, maar hoor eens, hy skyn heilig. En dan is ons nog so besig met ons broer en ons suster, wat die Here nou nie dien soos wat ons hom dien nie. Ek meen, ons is mos nou die Blue Eye Boys van die Here.
En ek weet ek praat nie met julle wat na my luister nie. Ek weet julle wat na my luister is Godvreesende kinders van die Here wat erns bedoel met jou wedergeboorte. Iemand het gesê hy hou nie van die woord redding nie of kind van die Here nie. Want jy kan baie maklik sê ek is gered van wat? Baie maklik sê ek is 'n kind van die Here, soos al die ander dit doen. Maar as jy weergebore, is jy weergebore. Here, baie dankie dat U vir ons met ons ernstig praat, dat U in hierdie laaste dae ons in ons harte gryp om te sê, word wakker. Die tyd is naby. Ons kan eintlik al die geruis van die koms van die Here hoor. Hy is naby. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Al wat vir my oorbly om te sê is gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy verdoef om te kom, mag hy vir ons nog 'n geleentheid gee om te praat oor hierdie pragtige boek van Openbaring. Mag hy met U wees tot ons weer kan saamgesels. Eintlik moet ek sê, neem jou wedergeboorte ernstig op totdat ons weer gesels. Amen.